My naam is E.J. van Zyl van Hoërskool Figuurpark. My tema is mengelmoes. Inspirasie floreer in chaos. Die wêreld is gemaak van orde en chaos. My lesenaar by die huis leun swaar na die chaos kant toe. Tog is dit juis in hierdie chaos waar die verbeelding van die menslike verstand ten volle benut word. Vandag is ek hier om u te oortuig. Ja, te oortuig dat inspirasie in oënskynlike chaos floreer. Uit chaos kom pizza vir ontbyt en die beste idees waarvoor jy nooit beplan het nie. Voorsitter, ek gebruik graag die volgende 3 argumente om u te oortuig dat inspirasie in chaos floreer. Uit chaos word groot uitvindings gebore. Chaos inspireer kreatiwiteit. Chaos hou jou op jou tone en chaos skep die mees onvergeetlike herinneringe. Eerstens is baie groot ontdekkings gelukkige ongelukke. Het jy geweet dat sommige van die grootste ontdekkings uit glorieryke, opkrapperige oomblikke ontstaan het? Dink aan penicillin, ontdek deur Alexander Fleming in 1928. Dr. B.L. Lignon, instruktrise aan die Baylor Instituut vir Medisyne in Houston, skryf die volgende aangaande die vroeë ontwikkeling en ontdekking van penicillin in haar seminar oor pediatriese en aansteeklike siektes wat in 2004 gepubliseer is. Alexander Fleming het 'n petriskottel in totale wanorde gelos, op vakansie gegaan en voilà, teruggekom om bakterieë te vind wat siektes soos 'n superheld bestry. Stel jou voor as hy nie 'n chaotiese frats was nie, het ons dalk vandag nog siektes met essensiële olies en gekruiste vingers beveg. Dit oortuig my dat chaos tog inspirerend inwerk op lewensveranderende ontdekkings. Chaos is 'n lewensafrigter in vermomming en inspireer veerkragtigheid. Tweedens, vind kreatiwiteit sy inspirasie in chaos. Kunstenaars, musikante en skrywers floreer in die chaos van verstrooide note, halfvoltooide skilderye en vermommende konsepte. Die bekende skrywer R. Gilbert skryf in haar boek Living with Art, gepubliseer in Januarie 2002, dat die bekende kunstenaar Pablo Picasso eens gesê het: elke skepingsdaad is eers 'n daad van vernietiging. Het jy al ooit probeer om jou lesenaar skoon te maak voordat jy met 'n groot projek begin? Slegte idee. Dit is waar kreatiwiteit gaan om te sterf. As Beethoven sy bladmusiek georganiseer het, sou ons dalk nooit die plofbare chaos van sy simfonie nommer 5 gehad het nie. En volgens my sou die musiekwêreld veel armer gewees het. Chaos dwing ons om buite die boks te dink, of selfs binne 'n boks wat jy nie eers geweet het bestaan nie. Derdens, hou chaos jou op jou tone. Die lewe is onvoorspelbaar. Op een of ander manier gaan dinge deurmekaar raak. Maar moenie stres nie. Aanpasbaarheid is die ware superkrag wat chaos in toom hou. In 1969 het NASA se Apollo 11 bemanning 'n hartseer oomblik gehad toe 'n maanmodule alarm net voor die landing afgegaan het. Danksy hul vermoë om te midde van chaos te dink, het hulle vinnig aangepas en Neil Armstrong se bekende woorde van "one small step for man, one giant leap for mankind" het deur die kuberruim weer galm in plaas van "Houston, ons het 'n probleem". Lees gerus die skrywer James Hansen se biografie oor Armstrong First Man, The Life of Neil A. Armstrong, gepubliseer op 19 Mei 2018. Ek glo dat wanneer dinge verkeerd loop in ons chaotiese lewens, leer ons om aan te pas.
En soms is dit waar die ware inspirasie lê. Chaos leer ons dat aanhouers wen, en in chaotiese oomblikke van onsekerheid ontdek ons presies hoe vindingryk en bekwaam ons is. Laastens, Sarah Wells skryf op 22 September 2022 in 'n artikel Chaos Theory Explained in Popular Mechanics dat die beste oomblikke nie in geskrewe boeke is nie. Dink aan jou mees onvergeetlike herinneringe. Was hulle noukeurig beplan, of het dit 'n spontane reis, 'n verrassingsontmoeting, of selfs 'n onverwagte kosgeveg behels? Die lewe gaan nie daaroor om elke i te stippel en elke t te kruis nie. Ek glo natuurlik dat die lewe nie 'n perfek gerangskikte boekrad is nie. Dit is 'n wilde, wonderlike, chaotiese storie. Chaos is nie jou vyand nie. Dit is die grondslag van groei en evolusie. Omhels die chaos. Selfs verhoudings werk die beste wanneer 'n bietjie spontaniteit ingegooi word. Soos Shakespeare in 'n Midsummer Night's Dream bedryf 1 toneel 1 geskryf het. Die verloop van ware liefde is nooit ooit glad nie. Met hierdie stelling stem ek van harte saam. Ek deel ook Albert Einstein se oortuiging wanneer hy sê, "Order is needed by the ignorant, but it takes a genius to master chaos." Voorsitter, ek is seker dat ek u nou oortuig het dat inspirasie in chaos floreer, dat uit chaos groot uitvindings gebore word, dat dit kreatiwiteit inspireer, dat chaos jou op jou tone hou en dat dit ongelooflike herinneringe skep. Laat ons dus ophou obsessief wees oor netheid en perfeksie. Kom ons vind vreugde in mengelmoes en inspirasie in chaos. Omhels die chaos, my vriende, wat iewers in daardie mengelmoes, waar gewone reëls nie geld nie, daar lê jou volgende wonderlike idee.